Goeiedag julle. En vandag is ons by Kolossense 3. En dit handel oor Christus is die beeld, die eerste. Alles in hom is eerste. En hier kom oom Piet en hy bid sommer self voordat ons kan praat. Vader, dankie dat u ons uit die donker mag verlos het na u seun se koninkryk. Ja, Here, open ons oë om Christus groot te sien, presies soos hy is. Luister, sê oom Piet. Kolossense was 'n klein dorpie. Nie belangrik soos Efese nie. Paulus was nooit daar nie. Epafras het daardie evangelie geplant. Toe ou Paulus in die tronk kom vertel, hier is verwarring. Want sommige sê Jesus is goed. Jy het nie nog engele, visioene en ekstra reëls nodig, sê oom Piet. Paulus skryf uit sy boeie om te sê, wag, Christus is nie in stukke verdeel nie. Ja, Christus is nie 'n stukkie van die antwoord nie. Hy, die Here Jesus, is die hele antwoord. En Moshe gaan vandag vir ons voorlees. Baie dankie, Moshe. Kolossense 3. Julle is saam met Christus uit die dood opgewek. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Die ou en die nuwe lewe. Vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertallig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Wedersydse verhoudings.
vers 18. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir die mens nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen, sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Amen. Nou ja, tot sover. En sê ouma saggies, die kleinkinders sit by ouma in die kombuis. Die krag is af. Dis rooibos en beskuitheid. En die kleinste een vra skielik, ouma, hoe lyk God dan nou eintlik? En ouma glimlag. Sy loop na die kas en haal haar ou fotoalbum uit. En sy blaai tot by 'n foto van oupa. Sien julle oupa? Julle het oupa nooit ontmoet nie, nê? Hy is weg voordat julle gebore is. Maar kyk hier, sy wys die foto. Oupa lag met daardie skewe tand, met sy wit baard en sy oë vol kreukels. As julle na hierdie foto kyk, dan weet julle presies hoe oupa was. Hoe hy gelag het, hoe sag en liefdevol hy was, dat hy nooit kwaad gepraat het van iemand nie, dat hy nooit met iemand gestry en beklei het nie. Hy het altyd gekyk hoe hy ander kon help. Toe wys ouma na haar breiwerk op die stoel. Daar lê 'n groot kombers met een dik blou lintdraad, wat deur alles loop. En die middelste kleinkind wil aan die blou draad trek, maar ouma keer vinnig. Ag nee my kind, moenie daai een trek nie. Daai blou draad is nie vir versiering nie. Daardie draad hou die hele kombers by mekaar. Trek jy hom uit, dan val alles uitmekaar uit. Later die aand begin die twee oudste stry oor wie se beurt dit is om op te was. Ouma roep hulle nader en gee vir elkeen 'n beskuit en sê, in hierdie huis bly ons nie kwaad nie. Julle gee mekaar 'n druk en ons maak vrede. Hoor julle? En hulle maak glimlaggend vrede. En so pas dit by Kolossense 1. Ouma het daardie oggend eintlik die hele hoofstuk vertel, sonder om dit te besef, want nommer 1, Kolossense 1 vers 15, sê hy is die beeld van die onsigbare God. Ons het God die Vader nog nooit gesien nie, soos daardie kleinkinders vir oupa nooit gesien het nie. Maar as ons na Jesus kyk, sien ons presies hoe God is. Sy foto, sy hart, sy wil, sy lag. En Kolossense 1:17 sê duidelik vir ons, in hom hou alles stand. Jesus is daardie blou draad in ouma se breiwerk. Hy is nie net nog 'n draadjie in die kombers nie. Jesus is die draad wat jou lewe, die hele skepping bymekaar hou. As hy loskom, dan val alles. En Kolossense 1 vers 20, deur hom word alles met hom versoen. Ons was soos die twee snyende boeties, nê? Ver van God af, sê ouma. En toe het Jesus gekom om vrede te maak. Nie met woorde nie, maar met sy bloed aan die kruis, sodat ons weer kan nader kom. En ouma se laaste woorde daardie aand was,
My kinders, julle moenie net van Jesus weet nie. Kyk na hom as jy wil weet hoe God lyk. Hou vas aan hom as jy voel alles val uitmekaar. En onthou, hy het klaar vrede gemaak. Dis afgehandel aan die kruis. As jy dalk vandag voel, jou lewe val uitmekaar en dit is deurmekaar. Onthou, jou skuld is klaar betaal en die eienaar, Jesus het kom intrek. Waar het hy kom intrek? Binne in jou hart het hy kom intrek. Jy is nooit alleen nie. En ouma sluit af met die woorde: Here Jesus, dankie dat U nie net vir ons kom kyk het nie, maar self gekom het. En U het self ons skuld kom betaal. Dankie dat ons weer mag behoort en dat U nou in ons woon. Help ons om vandag soos mense te lewe, wat weet hulle skuld is betaal en hulle huis het 'n nuwe eienaar. U self, Here Jesus. Amen. Heer, ek het anders sien opstaan. Ek het anders sien genees. En vanaand vra my hart, hoekom nie ek nie? Ek het langs die pad gestaan, met my drome in my hand. Ek het gekyk hoe ander glimlag, terwyl ek self nie kon verstaan. Ek het gebid deur stille nagte, met trane op my wang. Ek het gewonder of U hoor, Heer, of U nog weet hoe lank. Hy hoor jou nou. Hy ken jou naam. Maar toe fluister hy deur die stilte, my kind, ek is naby. wat ek verander kon doen, kan ek ook doen vir jou. Hoekom nie ek nie, Heer? Hoekom nie vandag? Hoekom nie my hart genees met die liefde en die krag? Hoekom nie ek nie, Heer? Hoekom nie nou? As U verlore mense vind, kan U my ook terugbring huis toe. Ek het gedink ek is te stukkend, te ver van U genade af, maar U het my kom nader trek, met liefde sag en kalm. U vra nie vir 'n perfekte mens nie, U vra net vir my hart. En al kom ek met gebreekte drome, maak U weer iets daarvan. Gee hom jou hart. Hy maak jou niet. Nou lig ek my oë na die hemel, ek gee my vrees en hoor, want elke wond wat ek wegsteek, het U lankal raak gesien. Hoekom nie ek nie, Heer? Hoekom nie vandag? Hoekom nie my hart genees met die liefde en U krag? Hoekom nie ek nie, Heer? Hoekom nie nou? As U verlore mense vind, kan U my ook terugbring huis toe. As U die blinde laat sien het, as U die storm kon stil maak, as U die dooies kon roep, Heer, Kan U my hart ook wakker maak? as U vir Petrus kon herstel, As U vir Paulus nuut kon maak, dan weet ek diep binne my siel, U genade roep my naam.
Hy roep jou naam. Hy hou jou vas. Kom huis toe, kind. Sy liefde wag. Hoekom nie ek nie, Here? Hoekom nie vandag? Hoekom nie my hart genees met die liefde en die krag? Hoekom nie ek nie, Here? Hoekom nie nou? As die verlore mense vind, kan nie my ook terugbring huis toe. Hoekom nie ek nie, Here? Ek gee my lewe nou. Neem my seer, neem my hart. Ek behoort aan U. Hoekom nie ek nie? Hoekom nie nou nie? Here Jesus, ek kom huis toe.